Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom in nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons gesels oor die baie intense onderwerp, intimiteit met Jesus. En hier is ons derde episode in hierdie reeks. En as jy die vorige 2 episodes gemis het, wil ek jou ten sterkste aanraai om na hulle te gaan luister. Nie omdat ek dink ek is een of ander powerful teacher nie, maar omdat ons besig is om na waarhede te kyk wat jou lewe en verhouding met God vir ewig sal verander as jy dit sal glo. Ons het tot dusver gesien dat Jesus in die bekende Johannes 3 vers 16 sê, dat hy gekom het sodat die wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. En dan gee hy vir ons sy verklaring van ewige lewe in Johannes 17 vers 3. As hy sê, dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Dit is die ewige lewe, dat hulle u ken. Duidelik is ewige lewe nie die hemel nie, maar dis kennis van God en Jesus nou in hierdie lewe. En ons het gesien dat hierdie kennis ook nie net intellektuele kopkennis is nie, maar dat dit vergelyk kan word met die intimiteit tussen 'n man en 'n vrou. Intense, intieme kennis van mekaar deur ondervinding en wederwysige belangstelling in mekaar, deur intentionele alleen tyd saam te spandeer. Blaai vandag saam met my na Hebreërs 8. Hier vanaf vers 10 kry ons die bewoording van die nuwe verbond. Dis die nuwe verbond waaronder ek en jy staan, waarin ons ingegrafeer is deur die bloed van Jesus. Wanneer Jesus met die nagmaal in Matteus 26 vers 28 sê, dit is my bloed, die bloed van die nuwe verbond, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Hierdie verbond waarvan hy hier praat, is die verbond waarvan in Hebreërs 8 geskryf word. Maar is ook nie iets wat die Hebreërs skrywer sommer net uitgedink het nie. Hierdie testament is die eerste keer deur Jeremia geprofeteer en is opgeteken in Jeremia 31 vir ons. En om vir ons duidelikheid te gee wat die nuwe verbond behels. En tog is daar soveel verwarring onder gelowiges oor presies waaroor die nuwe verbond gaan. En ek wil nou nie vandag in te veel detail ingaan rondom die nuwe verbond as sulks nie. Ek wil net graag vir jou iets moois hier wys in verband met dit waaroor ons besig is om te gesels, naamlik ewige lewe, of dan om God te ken, intimiteit met God. Ek begin vir ons lees by Hebreërs 8 vers 10, want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe, en ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Ek wil net hier sê dat onder die ou verbond het God gesê, jy sal, jy moet, jy mag nie, dit was alles net jy, alles was die volk se verpligting eerste, en dan het God gereageer volgens hulle optrede. Maar met die nuwe verbond sê God, ek sal my wette gee, ek sal vir hulle God wees. En as jy na vers 12 toe gaan, ek sal barmhartig wees, ek sal aan hulle sondes en hulle oortreding nooit weer dink nie. Ek sal. Dis hoekom die nuwe verbond 'n sukses is, want God doen alles. God kom die verbond na. Dit is wat genade is, geliefde. God wat alles gee en alles doen, en ons kry die voordeel. En hoe kry ons toegang tot hierdie verbond en al hierdie voordele? Ons glo dit. Dis so eenvoudig. Maar die vers van die nuwe verbond waarby ek eintlik by wil uitkom vir vandag is vers 11. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê, ken die Here nie, want almal sal my ken, klein en groot onder hulle. Hier is daai woord weer. Dis deel van die nuwe verbond waarvoor Jesus met sy bloed betaal het vir ons om toegang te verkry daartoe. En dit is om God te ken. As hy hier sê, ons sal nie meer mekaar leer om God te ken nie, praat hy nie van dit waarmee ek nou besig is nie. Dit het nie te doen met kennis van God en sy woord nie, maar dit het alles te doen met intimiteit met God. Met daai kennis van hom wat jy opdoen terwyl jy tyd uitkoop om saam met hom te spandeer.
Ek kan jou in die woord wys dat God jou intens lief het en dat hy met sy volheid in jou woon en dat hy met jou wil praat. Ek kan jou help om die karakter van God in die woord te ontdek, maar net jy kan hom vir jouself ervaar. Net jy kan intiem wees vir jou met hom. Ek kan nie met God intiem wees vir jou nie, net jy kan. En dit is waarvan die woord hier praat as hy sê, en hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê, ken die Here nie, want almal sal my ken, klein en groot onder hulle. En dit is so mooi, om God op so 'n persoonlike vlak te ken en te ervaar, en so met hom te kan praat, en hy praat terug met jou, is vir almal, klein en groot. Daar's nie 'n junior Heilige Gees nie, dit is dieselfde volheid van God in almal, vir almal wat glo. Dit maak nie saak wat jou sosiale, of jou finansiële, of jou intellektuele, of wat ook al se vlak of status is nie. Geloof maak die toegang vir almal gelyk. As jy glo dat Jesus se bloed jou in hierdie verbond ingekoop het, dan kan jy God ken. Dan kan jy nou op hierdie oomblik vir hom sê, dankie Abba Vader, dat U hier by my is. Dankie Dad, dat U my so lief het. Dankie Jesus, dat ek nou kan weet dat U my vashou, dat U hier is, en bewus is van elke liewe uitdaging in my lewe. Dankie Heilige Gees, dat U my lei, en dat U my herinner aan die woord, en dat U my leer van U liefde, en U genade, en dat U my wys hoe U my sien, wie ek nou is in U koninkryk. Baie dankie dat U woord my gewederbaar het, dat ek nou ten volle U seun is, dat ek daartoe in staat is om alles te doen wat U graag wil hê, ek moet doen en bereik. Dankie Here Jesus, dat U my herder is, en dat ek een van U skape is, en dat ek die herder se stem kan hoor, dat ek U stem ken, en dat ek U kan volg. Dankie Here Jesus, dat ek ook nou kan stil word, en U stem hoor. Dankie dat U my gedagtes stil maak, om U stem van liefde te hoor. U is so awesome. Dankie vir U teenwoordigheid. Dankie dat U my vul met alles wie U is. Dankie Dad. U is so goed. Ek gaan doelbewus nie amen sê nie, maar gee vir Jesus geleentheid om met jou intiem te wees.